Goeiemôre aan elkeen. Dit is vanmôre 18 Julie 2026 en ons is nou by lesing 66 van die Groot Johannes Evangelie boek 4 en ons is nog besig met die verborgenhede en die geheime van die skepping wat nou meer na die biologiese kant toe gaan van die skepping wat ons elke dag sien. Alhoewel ons dit in vakke gehad op skool en op universiteit, het ons nooit hierdie dinge geleer van die samehang tussen die geestelike, onsienlike lewe in diere en dit wat ons kan sien nie. Want wetenskaplik is in my tyd, in elk geval, ek glo nie dat dit baie verander nie, het nie geglo dat 'n dier 'n siel het nie. Toch, het 'n dier emosies. Jy kan vanmôre hier net hierdie klein hondjie kyk en dan kan jy sê, maar hierdie ding moet 'n siel hê. Want dit is opgewonde en hy's liefdevol en hy's besig en jy kan hoor tot die musiek affekteer hom positief. En so het ons dan nou by Yeshua al hierdie dinge begin leer. En ek wil dit weer sê, dat dit nie veel met jou verlossing te doen vanoggend die lesing wat ons gaan doen nie, maar dit het baie te doen met die verstaan van die skepping. Dinge wat jy nou van gaan lees, wat jy al gesien het, en nie eintlik die samehang besef het nie, want dit is nie vir jou gegee nie. En dit is niemand se skuld nie. Yeshua het die goed weggebere vir die einde, net soos wat hy die lekkerste wyn gelos het op die bruilof vir die einde, kry ons ook nou hierdie wyn om te drink en om ons vol kennis te maak, sodat ons sy woord kan versprei en nie omgebou kan word deur mense wat dink hulle is baie slim nie, soos die hoë intellektueles, die professore, doktore en al daai goed. Hulle gaan jou aanvat en dan moet jy in staat wees om te kan praat. Of hulle dit nie wil glo nie, dis nie jou saak nie. Maar jy moet van jou vakgebied op hoogte wees. Anders is jy nie 'n waardige verteenwoordiger van Yeshua aan die eindtyd nie. So kom ons lees hoofstuk 120, opskrif, verwekking by die dier en by die mens. Raphael die engel verduidelik nou in opdrag van Yeshua, die paring van diere is slegs 'n prikkel om die basiese lewensgedagte van die siel, wat reeds in die eier aanwesig is, op die regte wyse te aktiveer. Sonder die prikkel sou hulle stil voortgaan om voedsel op te neem en op hulle direkte omgewing bly teer, en dit omgekeerd op hulle, totdat hulle alles wedersyds tot op die laaste partikeltjie sou verteer het. Hierdie lot kan egter ook die ander eiers, wat deur die paring geaktiveer is, tref, wanneer die vereiste ontwikkelingsvoorwaardes in die volgende fase uitbly, of nie in voldoende mate aanwesig is nie. By alle diere is die paringsdaad slegs 'n prikkel vir dit wat reeds aanwesig is in die liggaam van die vroutjie. Want klompies plante en diere siele versamel hulle altyd in bepaalde aantalle en ordes op die daarvoor bestemde plek in die moederliggaam. As hulle eenmaal daar is, dan aktiveer hulle eers die moeder, wat vervolgens die mannetjie prikkel, wat daarop reageer deur die vroutjie te bevrug, maar nie deur nuwe saad in die moeder in te bring nie, maar deur die lewensklompie wat reeds in die moeder aanwesig is, daadwerklik tot lewe te wek. So die moeder se eiervrug of eierstokke is daar, en sy skei dan 'n prikkelvloeistof af, of 'n prikkelreuk af, wat dan die mannetjie aktiveer, en ons sien dit by diere. Elke boer wat met skape en beeste geboer het, weet hiervan.
erger nog by varke. Maar by diere is dit so, dat jy die trop sal die ram daar rondloop, en hy los al die ooe uit tot een van hulle, soos ons sê in die boertaal, op hitte kom. Dan aktiveer hierdie ooi, hierdie mannetjie, deur 'n prikkelgeer wat sy afskei, en ook selfs 'n vloeistof, en dan vind paring plaas. Dit is 'n noodsaaklike ding in die dierewêreld, wat hy daar ingeplaas het, anders sou alle diere, en selfs plante ook uitgesterf het, as daar nie prikkels was, wat voortplanting verseker nie. By die plante werk dit sekerlik 'n bietjie anders, maar daai plant gee 'n sekere geur af, wat bye en ander goggas en vleiende insekte nader trek, en dan met dit gaan hulle dan na die kelk van die blom toe, en skud die saad daar af, en dan het bevrugting plaasgevind. So kom ons gaan aan. Daarvoor sorg die saad van die mannetjie, wat uit meer lewensgeeste bestaan, wat vryer en meer ongebonde is. Dit bring die gebonde lewensgeeste in die lewensklompie van die moeder. 'n klompie is eintlik 'n klein klontjie, in groot beweging, en dwing hulle so tot aksie. Sonder die dwang sou hulle in hulle soete traagheid bly lê, en nooit gesamentlik tot vorming en innerlike organisasie van 'n wese kom nie. Die saadgeeste van die mannetjie pla en prikkel die lewensgeeste in die vroutjie onophoudelik, en laat hulle nie met rus nie, terwyl die lewensgeeste in die moeder hulle voortdurend daarteen verset. Ja, selfs as hulle baie sterk is, die saadgeeste van die mannetjie tot swye bring, wat dan in landboukundige taal verspilling heet, wat veral dikwels by beeste gebeur, maar ook by ander diere wat selfs by die mens baie dikwels voorkom. Ons noem dit dan dat die dier is onvrugbaar. Die aksies vind plaas, maar weens die traagheid en die weerstand wat die vroulike nou bied teen die manlike saad, kan bevrugting nie plaasvind nie, en 'n diertjie kan nie tot stand kom nie. Want die lewensgeeste in die lewensklompie van die moeder is te veel op hulle rus gestel, om hulle gewilliglik te skik na die een of ander langdurige geordende besig wees. Maar is hulle eenmaal behoorlik geprikkel, dan word daar vordering gemaak. Nou my ervaring van beeste waarmee ons nou groot geword het, en ek het self beeste geboer hier, is dat jy 'n onvrugbare koei kry, en dan is vir jare, jaar na jaar, dan word sy nie dragtig nie. In die landboutaal noem ons haar nou die Engelse woord 'n queen. En al wat jy met daai dier kan doen is slag. En ek kan vandag sê, dit is die lekkerste vleis wat jy kan eet, is so 'n dier wat nie kan voortplant nie. En dit is goed wat algemeen gebeur. Nou verstaan ons wat hier binnekant aangaan, hoekom dit gebeur het. Ek het altyd gedink, daar is iets fout, die eierstokke is nie gevorm nie, of wat ook al. Maar daar is 'n weerstand. En gewoonlik is hierdie oorslaande koeie, dit is 'n ander beter woord seker in Afrikaans, hulle is nogal baie wild. Hulle spring oor jou krale se hekke, hulle hardloop in die veld rond. Ons het al gehad by my pa op die plaas, ons moes daai koei gaan jag met 'n jaggeweer. Jy kry hom nie anderstes om te slag nie. So dit is ervarings wat ons het in die landbou, maar dit is ook, sê hy, selfs by die mense so. Nou ja, ons sal nou nie 'n oorslaan vroutjie jag en skiet nie. Doe nie, maar dit is nou maar net so, hulle moet dan kinders aanneem.
of hulle moet deesdae in die moderne tyd gaan hulle na vrugbaarheidsklinieke toe en vind daar dan sekere dinge plaas. Nou ja, dan word hulle verwagtend. Kyk, daar het ons juist so 'n lewensklompie van 'n moeder duidelik sigbaar voor ons. Nou laat kom hy die ding reg voor hulle. En hulle kyk nou in die gees na hierdie lewensklompie. Kyk eers hoe sy tydens my verduideliking aan julle al heeltemal tot rus gekom het. As ek haar nou so sou laat, sou sy deur haar strewe na rus steeds meer ineen skrompel, omdat haar dele altyd meer na die sentrum toe trek, na die swaarder deel toe, die sentrum. Dit heeltemal sou leegsuig en ten slotte tesame daarmee sou moes verskrompel. Want sulke lewensgeeste is in 'n sekere sin net so skie en angstig soos klein kindertjies en neem as hulle eenmaal soos wat julle hier sien om hulle het, van buite af geen voedsel meer tot hulle nie. Ook nie die manlike saad wat moet ingaan daar om verwekking te bewerk nie. Maar suig altyd maar aan hulle moedersentrum en is daarom gedoem om tot 'n klompie die grootte van 'n stippeltjie ineen te skrompel. Maar nou sal ons kragtige en dus manlike, altyd beweeglike oerlewensgeeste hierheen bring en hierdie vroulike traagklomp aanhoudend deur hulle laat bestryk, en dan sal julle sien watter uitwerking dit in hierdie vroulike klomp teweeg sal bring. Onthou, Vader is nou hier besig om vir ons te verduidelik hoe verwekking plaasvind in 'n dier, maar ook hoe hy 'n dier deur sy eie wil kan laat ontstaan. Maar hy maak van natuurlike prosesse gebruik, en dit is eintlik wat hier gaan gebeur soos ons verder lees, is hy besig om iets baie belangrik vir hulle te wys. En sover ek dit het, is hierdie lewensklompie van die vrou nie binne in 'n dier nie, want hy bring die lewensklompie reg voor hulle, en nou kan hulle die uterus sien van die spesifieke dier. Ons sal verder lees wat dit is. Kyk nou, ek het nou volgens die wil van die meester, deur die talle ondergeskikte diensgeeste, die groot en soos wat julle sien, baie helder, liggewende, vurige, tongvormige lewensgeeste, van die oergedagte wat daar in die water speel, hierheen laat haal. Let nou werklik noukeurig op, hoe ywerig hulle rondom die vroulike lewensklomp wat vry voor ons sweef, begin draai. Nou daar sê dit, daai klomp sweef vry, nie binne in 'n liggaam nie. En kyk, daar begin al die kleiner vroulike lewensgeeste weer te beweeg, en hulle in te span, om hierdie onrustige manlike lewensgeeste kwyt te raak. Maar die wil geensins wyk nie, en die opwinding van die vroulike lewensgeeste versprei hulle verder en verder tot in die hooflewensentrum. Selfs dit begin dit nou ook te roer, en omdat die omringende lewensgeeste deur die groot aktiwiteit opnuut baie hongerig word, verplig is om van die lig van die manlike lewensgeeste voedsel te neem, waardeur hulle weer helderder en voller word, kry deur hulle ook die sentrale gees van die hooflewensgedagte die manlike voedsel. Hierdie aktiwiteit maak dat die omringendes van binne-uit die impuls kry om hulle meer en meer te orden, tot 'n soort goed geordende bolwerk. Die sterker lewensgeeste in die sentrum is nou goed verlig, en sien hulle self en hoe hulle in die geheel pas, en die rangskikking daarvan, en hulle groepeer hulle volgens hulle doelstelling en hulle verwantskap. En dadelik sien julle daaruit al organiese verbindings ontstaan, en die buitekant verander in 'n vorm, wat steeds meer soos 'n dierlike wese begin lyk. En dit is nou die vorming van 'n embrio.
Deur hierdie aksie en stryd kry alle lewensdele al meer behoefte aan voedsel. En deur die manlike word dit ook in toenemende mate na hulle toe gelei. Die buitenste lewensgeeste wat hulle self steeds meer orden, begin terwille van die voeding vertrouliker om te gaan met die manlike geeste wat hulle aktiveer. Die ou angs en vrees verdwyn en dit deel hulle ook mee aan die binneste geeste. Alles begin vryer te beweeg en daaruit volg die voltooiing van die wese, wat nou baie vinnig so ver gegroei het, dat julle kinders van die meester reeds kan vasstel wat 'n diersoort daaruit tevoorskyn sal kom. Kyk, daar groei 'n sterk eselin uit, en die meester wil dat sy bly bestaan en nie weer verdwyn nie. So hierdie dinge vind nou voor hulle plaas, soos ek dit het, in die vrye eter, ontstaan hierdie klein eseltjie, waar 'n esel normaalweg binne in die baarmoeder van 'n vroulike esel moet wees, of 'n vroulike donkie, en dan word sy die embryootjie gevoed vanuit die ma se naalstring. Dit lyk vir my ook, daar's 'n bydraende voeding en aktivering van die manlike saadselle wat nou ook daar vasgevang is. Maar hier werk bewys Vader vir hulle hoe hy iets uit niks kan skep nie. En sy wil bepaal nou deur Raphael dat dit 'n esel of 'n donkie moet wees. Nou merk Hebram en Risa op, as julle nou die vorige lesings kan onthou, so 2 maande terug. Die goeie Raphael moet 'n spesiale voorkeur hê vir die maak van esels. 2 dae gelede was hy tot ons nie geringe verbasing ook so vinnig daarmee. Hulle het gevra of hy dan vir sy almag vir hulle kan wys. En oombliklik toe staan 'n donkie daar, 'n volledig gevormde donkie wat hy geskep het. Sekerlik ook baie na aan hierdie manier, maar dit was reeds 'n volwasse donkie. Die rede was omdat hierdie 2 ouens soos donkies opgetree het, dom esels. Op skool het hulle jou mos altyd gesê, man, jy's 'n esel. En dan die sulke donk in ons skool donkie ore gekry, dan trek jy dit aan en dan gaan staan jy in die hoek van die klas vir die hele periode. Dit is 'n sinnebeeld van 'n dom mens wat met 'n donkie vergelyk word. Nou sê Raphael, ja, laat dit daar. Dit was nodig om julle iets te leer. Hierdie eselin hier het 'n heel ander betekenis. En nou moet ons mooi luister, dit is 'n wonderlike stukkie waarheid wat hier inkom. Sy is die simbool van die ware nederigheid wat julle almal nodig het. Dis dan een ding van 'n donkie, is 'n nederige dier. Dis nie soos 'n perd nie. Perd is alles behalwe 'n nederige dier. As julle oorhaastig te werk gaan met oordeele en besluite, kom dit julle mense in die wêreld by julle ondernemings ook oor, dat die uiteindelike gevolg gewoonlike esel, of ten minste 'n behoorlike stuk daarvan is. Hier gaan dit om julle vinnig die ontwikkeling van 'n skepsel vanaf die oerbegin te laat sien, en deur die oorhaastigheid kom daar dan ook 'n eselin tevoorskyn. As julle nou werklik tog iets grappigs in die saak wil sien. Hierdie eselin sal deur die esel van eergister gedek word, en volgende jaar sal 'n man uit Jerusalem beide koop, en hulle vul sal vir ewig en altyd herdenk word. En dit is die vul waarop Joshua in Jerusalem ingery het op die 10de van die eerste maand van daai jaar. Hy het ingekom op die dag toe die lam gevang moes gewees het en eenkant gesit word vir die Pasga. Die 10de tot die 14de toe moet die lam afgeskei wees
Ek weet nie of die lam kos kry nie, ek dink nie so nie, net water, wat die voorwaarde was dat die lam heel gebraai moet word, heeltemal met alles. En dit is toe Joshua inkom op hierdie eselin se vul, wat eintlik vanuit die hemele verwek is. Dis nie sommer net een nie. Dit is 'n baie spesiale vul. Amper net so spesiaal, die moeder is net so spesiaal geskep as die donkiehings. En hier sien ek baie noue verband met Miriam, die moeder van Joshua, wat so spesiaal geskape was, of spesiaal op aarde rein gehou was, deur Vader se engele, dat sy waardig was om geboorte te gee aan Joshua. Nou die vul, wat 'n vroulike vul was, is die een wat Joshua mee ingery het. Die volk het hulle klere voor hom uitgegooi op die grond, hulle klere op die donkie se rug gesit, sodat hy gemaklik kon sit, en hy is in by die tempel, en voor die aand aangebreek het al daai bewonderaars van hom, het hulle omgedraai, hulle rug teen hom gedraai, en die fariseërs gevolg. Dit is die hartseer. Nadat hy, volgens die nuwe openbaring, ook ongeveer 3000 siekes, wat al jare daar in die tempelvoorhof gelê het, en gewag het, vir 'n beurt om in die Siloam fontein in te spring. Maar as jy daar wou ingaan, daar was genesing gewees, moes jy die fariseërs 'n klomp geld betaal, anders dan kom jy nie daar in nie. So die armstes van die armes was daar, lammes, krepeles, jeugleiers, malaatses. Hy het hulle almal genees voor die oë van al hierdie mense. Nog het hulle agter die kerk aangegaan. Baie soos vandag, jy kry die mens nie uit die kerk nie, of anders gestel, jy kry die kerkgees nie uit die mens nie. Selfs as hy uit die kerk uitgaan, bly die kerkgees in hom. Hy pas net aan by die ander kerk wat hy by uitkom, maar kerk wil hy hou. Kan nie sien dat Joshua eintlik in ons binneste is, in ons innerlike wese, in ons hart nie, en dat ons die liefde moet uitleef om hom daar te hou nie. So eenvoudig soos dit. Ons gaan verder. Hieroor hou ons nou maar op. Dit is voldoende dat julle tans gesien het hoe uit oerlewensgeeste Elohim se spesifieke gedagtes sonder moeder 'n natuurlike wese ontstaan, soos vanaf die oerbegin. As julle dit egter nog wil, kan ek ook oombliklik ander wesens maak. Nou sê almal, magtige dienaar van die meester, dit is beslis nie nodig nie, want vir ons inligting het ons meer as voldoende aan hierdie een voorbeeld, wat al haaste wonderbaarlik is. Nog so iets sou ons meer verwar as om dit duidelik te maak. Raphael die engel sê, nou goed dan, luister dan nog bietjie verder na my. Ek het julle nou die verwekking en die ontstaan laat sien van wesens, ongeag hulle aard. Een keer in 'n reeds bestaande moederliggaam, dit is nou toe in die hoender, dink ek, en hier nou een sonder moederliggaam, soos wat gebruiklik is op elke nuwe planeet, of ook op 'n eiland wat nie ontstaan het, op 'n planeet wat reeds oud is, wat van tyd tot tyd nog steeds voorkom. En ek het aan julle genoem dat daar nou onlangs in hierdie afgelope tyd, paar jaar, wel sulke eilande ontstaan het, en verbasend genoeg dat na 'n paar jaar is die goed begroei met gras, en daar is allerhande kruipende, lopende diere op die ding, en voëls. Nou ja, die voëls kan jy sê, hulle vlieg so toe, maar dan is dit ook wat betref voëls wat nie kan vlieg nie, en dit is hoe die goed ontstaan. Die engele, waarvan daar miljoene is, wil dit net omdat Vader vir hulle
die opdrag gee, en dan kan hulle so 'n hele eiland bevolk. Wel het die vroulike mens ook reeds 'n natuurlike stof in haar. Sodra die verwekking op die alom bekende wyse plaasvind, word weliswaar ook 'n klompie daarvan bevrug en geaktiveer. Hier praat hy nou oor ons. Maar dit word nadat dit soos 'n dryf van 'n druiwetros losgetrek is, na die bestemde plek gebring. Daarby voeg haar dan 'n siel wat reeds ryp is, wat 'n tyd lank hierdie lewensdryf versorg het, totdat die aanwesige stof daarin so ver ontwikkel het, dat die siel wat haarself steeds meer saambal, die nog vloeibare los embryo kan binnendring, waarvoor die siel ongeveer 2 maande tyd nodig het. Indien sy die embryo in die moederliggaam algeheel in haar besit het, dan word die kind dadelik voelbaar lewend en groei vervolgens ook vinnig tot normale grootte. Dis natuurlik nou in die baarmoeder. Solank die senuwees van die liggaamlike kind nog nie heeltemal gevorm en in werking getree het nie, dis gewoonlik iets wat heel laaste by die babatjie plaasvind in die moederliggaam, werk die siel self bewus heel ywerig voort en rig die liggaam na haar behoeftes in. Is die senuwees egter almal gevorm en begin haar steeds meer ontwikkelende gees algeheel volgens die voorskrifte werk, dis die voorskrifte vir mens, dan gaan die siel geleidelik in rus en raak ten slotte in die omgewing van die niere heeltemal aan die slaap. Sy weet nou niks van haarself nie en vegeteer slegs, sonder enige herinnering aan 'n vroeëre suiwer natuurlike toestand. Hierdie siel is nou ingeplaas deur die engele. Dit is 'n lewende siel wat nou op hierdie aarde 'n liggaam kry of vir haarself 'n liggaam berei om die groot toets te doen, die lewenstoets waarvoor ons almal hier is wat hier sit en wat hier luister. So al van daar af is hierdie kind lewend, van verwekking af is daar 'n bewussyn. En nie die nonsens wat hulle vir jou vertel dat jy maar kan aborteer tot op sekere maande nie. Vandag is daar sekere lande, ek dink in Kanada, basies 'n dag voor die geboorte kan jy aborteer. Wettiglik. Dis niks anderste as kindermoord nie. Die heel onskuldigste, swakste ou wesentjie wat nog die aarde is die een wat nog in die baarmoeder is. Maar gaan jy en vat jy 'n arend, die Amerikaanse simbool 'n arend, se eiers, en hulle vang dit in jou besit, dan gaan jy tronk toe. Daar's 'n groot straf daarop. Maar vir 'n mens voel hulle vere. Eers enkele maande na die geboorte begin sy meer en meer ontwaak, wat goed waargeneem kan word aan die verminderde behoefte aan slaap. Dink maar 'n babatjie wat net gebore is, hy slaap omtrent die hele dag deur. Maar voordat sy tot enige bewussyn kom, is daar nog heelwat tyd nodig. Eers as die kind leer praat, kom ook 'n egte bewussyn in die siel. Egter sonder herinneringe aan die vroeëre lewe. Want dit sou mens by die hoëre, verdere ontwikkeling van die siel beslis nie kon gebruik nie. Dit is hoekom dit vir ons so voordelig is, dat ons nou nog niks weet van ons vorige lewe nie, al is ons groot mense. Dit word nie vir jou gegee nie, want dit is nie vir jou van belang nie. In die een kant van die sy van die saak sal dit jou ontsettend hoogmoedig maak, as jy moet weet wie jy was in jou vorige lewens. Aan die ander kant sal dit jou heeltemal mismoedig maak, om nie verder te wil lewe nie, omdat jy gaan dink, maar ek was so sleg
in my vorige lewens, nooit kan ek regkom nie. Maar dit is hoekom ons dit net nie het nie. So nou en dan kry jy so 'n glimpsie in daai wêreld in, en dink jy, hier's iets, maar ek het dit al beleef, ek het dit al gedoen. 'n Déjà vu, ja. En dan het dit heel moontlik iets te doen met jou vroegere lewens. Nie hier nie, op 'n ander plek, maar jy dink dit is hier. Die siel sien en herken nou, geheel in die vlees opgesluit, voorlopig maar net dit wat haar deur die liggaamlike sintuie aangebied word. Van iets anders het sy heeltemal geen wete nie. Dis die 5 sintuie wat ons ken. Omdat sy deur die eie vleesmassa dermate verduister is en moet wees, dat sy meestal volkome onkundig is van die feit dat sy self ook buite die vlees bestaan. Sy voel haar vir 'n lang tyd heeltemal een met die vlees, en dit verg heelwat moeite om 'n siel in die vlees so ver te bring dat sy haar, die siel, as iets selfstandig begin voel en beskou. Wat egter baie noodsaaklik is, want daarsonder sou sy geen gees in haar kon dra, en dit natuurlik ook nooit kon opwek nie. Want dis die derde ding wat nou betrokke is Vader se lewensgees, sy ewige lewensgees, waarvan elkeen van ons by geboorte 'n druppel ingekry van daardie manlike lewensgeeste, het dan die gees agtergebly van Vader. En daai gees moet die siel nou opwek, wat nou so vas in die vlees is. Want jy weet self, wat het 'n babatjie nou van enige siels, hore, gedagtes, niks. 'n Babatjie kan net basies gelukkig of ongelukkig wees. As die maagie vol is, en die ma is vol liefde vir haar, dan sy gelukkig. As dit nie so is nie, dan huil hulle. Maar babatjies gebore word, soos wat ek al baie gesien het, waar die ma nie haar verslawings kon los nie, huil en skree die babatjie aanhoudend. En dit is 'n groot probleem vir daai kind se verdere lewe. Die siel kan nooit ooit die vlak van geestelike ontwikkeling bereik as 'n kind wat behoorlik gebore is, wat 'n behoorlike versorgende moeder gehad het, gekyk het na haar dieet, gekyk het na haar emosies, nie woedend geword het en allerhande gemors in haar liggaam gestop het nie. So dis baie, baie belangrik, veral dan nou in hierdie tyd waar hierdie kind nou opgewek moet word in die gees. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is liefde. Hoe meer liefde jy as ma en pa en boeties en sissies vir die kind gee, hoe meer verander sy in liefde. En hoe meer sy in liefde verander, hoe wakkerder word die siel. En hoe meer kan die siel met die ewige liefde verenig. En dit is hoe jy dan 'n kind op 'n baie vroeë stadium kan kry om vir Vader lief te wees. Deur goeie lering, leiding, maar veral met baie, baie liefde. Jy kan nooit genoeg liefde vir so 'n kind gee nie. Nooit. Onthou net, nie verwen nie. Bederf nie. Liefde is nie bederf nie. Vers 17, nee. 18. Eers nadat die gees in die siel begin ontwaak, word dit stadig maar seker ligter in die siel. Sy begin haarself beter leer ken en in haarself heel verborge dinge ontdek, waarmee sy ewenwel nog nie veel weet wat om daarmee aan te vang nie. Ag, en dit kan ons by kinders sien wat so klein is as hulle vingertjies ontdek of hulle tone ontdek. Hulle bly aan mekaar daarmee speel. En dit is hoekom jy hulle ook aktiveer met dinge sodat die verstand kan begin vlug raak en daar 'n verbinding tussen gees en siel kan kom. Eers as die gees in sy kragtige lig heeltemal werklikheid word in die siel, keer die hele herinnering ook terug in die siel.
maar natuurlik algeheel in 'n verheerlikte lig. Daarby doen hom dan geen bedrog en illusie meer voor nie, maar slegs die stralende hemelse waarheid. En die siel is dan self een met haar goddelike gees. En alles in haar en buite haar kom tot die hoogste vreugde en saligheid. Verstaan julle nou so iets van die beeld van die geheimsinnige Jakobs leer? Tot sover gaan ek, die res behandel die meester self met julle. So hierdie laaste paragraaf 19 is dan wanneer wedergeboorte van die gees plaasvind. En dit vind maar in baie weinig gevalle plaas terwyl mense nog leef, omdat die leer wat ons moes ontvang het van Yeshua, so deur die mens die woord kan ek nie anders te gebruik nie, verhoer is, dat daar nie meer krag in die kerklike leer, en selfs nie eers in die Bybels wat ons vandag op die mark kry nie. Daar is nie genoeg waarheid meer in, om hierdie eenwording van gees en siel te laat plaasvind nie. Maar aan die ander kant, sodra jy hierdie stoffelike liggaam nie meer om jou het nie, maar hierdie siel dan vir haar 'n liggaam het, en sy het in die lig gewandel, is dit baie maklik om heeltemal een te word met jou gees. Jy kry weer al jou herinneringe terug, maar is nie meer vir jou 'n gevaar nie. Maar dit gebeur nie met mense wat in die duisternis is nie. Hulle gaan baie moeilik verder aan die ander kant. En ons het dit ook behandel. So, ek hoop hierdie biologie lesie was vir julle ook so interessant soos vir my. Ons gaan dan maandag verder kyk wat Yeshua vir ons nog het in hierdie ete. Want dit is wat dit is, 'n geestelike ete. Baie dankie.